Ek groet julle almal. Hartlik goeie dag en welkom by 'n alternatiewe uitsaaidiens nadat iets gebeur het met ons stelsel. Nou ja, vandag is tegnologie verskriklik wonderlik om te gebruik, maar die dag as tegnologie jou in die steek laat, dan laat hy jou in die steek. En soos ek hier sit, is hier nou al vir dag 2 by ons kerk 'n geskarrel om stukkende goed reg te maak. En dit lyk daarom of hulle vorder. Daar's nog met die orgel ook, is daar ook nog herstelwerk. Maar hierdie is vir so baie mense wat gevra het, ag asseblief, waar is hierdie preek heen? Ek het 'n tydjie afgeknyp en ek gaan probeer om op te vang. Dis 'n reeks in Pinkster by ons by Suidkus. Pinkster is natuurlik by ons oor 'n maand en nie so elke dag nie. En dit gee mense tyd om bietjie baie diep na sekere temas te gaan kyk en ek is dankbaar vir daai tyd wat daar kan ingaan. Nou, vandag se tema gaan ons aansluit by Jona en die vis wat vir hom ingesluk het. Jona en die diepvis is die tema. En vir almal wat gewag het vir die opvolg van verlede Sondag af, het ons ook oor visse gepraat het, maar dit was die stroomopswem van die psalms van die noordelike halfrond. En daai fantastiese boodskap, waar die Heilige Gees vir ons die krag gee om ook stroomopswemmers te wees. Dis waar gelowiges moet wees, dis waar die kerk eintlik moet wees. Maar soms het ons ook 'n diep vis nodig. Nou kom ons gaan leer iets by Jona vanoggend en ek maak oop by Jona hoofstuk 2. Hier binne in die pens van hierdie vis wat vir hom ingesluk het, bid Jona. En sy gebed lyk soos 'n gedig en dit het vir ons behoue gebly. Ek lees vir ons dit voor. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. En Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi. Diep in die see, dis nou die derde keer wat ons die woord diep hoor. Diep in die see en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gesig verdwyn. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U Here, my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink. En my gebed het by U gekom, in U heilige tempel. Die wat op die nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Ja, wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. En toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Nou kyk, toe ek 'n kind was, en ons het groot geword met 'n hele paar kinderbybels in ons huis, was ek verskriklik geïnteresseerd oor hoe Jona uit die vis se pens lewendig gekom het. En ek wonder hoeveel van julle was nie ook so geïnteresseerd. As mens hierdie gedig lees, dan is daar goed wat vir jou so bietjie 'n prentjie gee van hoe dit gaan met 'n man binne in 'n vis se pens. Nou ja, as kind het ek al gedink aan goed soos die seegras wat om hom gedraai was. Kort sluk hierdie vis 'n klomp ander goed in en dit val bo op jou. Ek dink in Pinocchio, die storie van Pinocchio, was daar nogal so 'n uitbeelding van Pinocchio wat ook 'n draai in 'n walvis se pens gemaak het. En dan sluk daai walvis, dan val die visse so op hom. Kyk, hoe 'n mens nou ook al daaraan kan dink, sonder om in te veel verbeeldingryke detail in te gaan, is nie 'n goeie plek om te wees nie, aanvanklik. Dis hoe ek gedink het. Maar nou dat ek groot is en ek iets anders te hoor
wat met Jona gebeur het in hierdie pens van hierdie diepvis. En ek besef dat hierdie eintlik 'n luukse vervoermiddel geword het om Jona te kry waar hy moet wees. Dat die diepvis nie so 'n slegte plek is nie. En ek is meer geïnteresseerd nou daarin, dat baie van ons op ons geloofreis so 'n draai kan gaan maak, meermale in die diepvis se pens. Ek wil heel eerste ook so 'n bietjie iets sê oor stilte, en ek kan maar net dink hoe het ons vanoggend by hierdie kerk gesukkel om 'n stil oomblik te kry om hierdie boodskap weer op te neem. Ons is in 'n wêreld wat so gebombardeer is met geluide. In Engels noem hulle dit noise. Ons momente, ons oomblikke per 24 uur van stilte, behalwe as ons slaap, raak al hoe minder. Ek dink dit is een van die skaarste kommoditeite wat daar is vir westerlinge, is stilte, en daar is mense wat totaal en al bang is vir stilte. Die verhaal van Jona word pragtig simmetries uitgebeeld in 4 hoofstukke wat jy in die middel kan sny, en presies in die middel is daar die diepvis. Nou die eerste helfte gaan oor hierdie profeet wat weghardloop, maar die Hebreëse woord is af, en hy sak letterlik weg van God af met 6 trappe van af. Af. Die tweede helfte van Jona is waar hy opgaan. Hy gaan doen nou iets vir die Here. Maar ek is baie geïnteresseerd in hierdie wat ek noem sy binnereis, totdat hy nie verder kon sak in sy wegvlug van die Here af, en die Here daai wegvlug en die vis gebruik vir 3 dae se stilte om by 'n baie spesiale plek van Jona uit te kom, naamlik sy hart en sy siel. En dis hoekom ons partykeer stilte nodig het. Nou, ek het al met 'n paar mense gepraat, en dit sluit myself in, dit is verskriklik moeilik om vir 5 minute niks te sê nie. 'n Mens se brein bly net die hele tyd werk. Ek het 'n hele paar artikels gelees oor wat ouens skryf en sê as jy in die nag wakker word. Hulle sê die Here maak jou wakker eintlik. Maar gebruik daai tye om nie te dink aan 110 goed wat jou kwel nie, maar probeer om op die Here te fokus. Probeer dat daar iets gebeur in daai stil oomblikke wat nie kan gebeur op ander plekke nie. Maar ek sê ook dankie, want die Here praat met ons deur storms, hy praat met ons deur preke, hy praat met ons deur pragtige musiek, dit is so. Nou, hoekom hierdie moeilike ding van stilte? En dit is omdat ons partykeer so moet stil raak en afskakel, dat die Here kan inkom, diep binne in ons siele, soos, ons het nou, dis hoekom dit die diep vis genoem word vanoggend, en ons sien hoe het Jona afgesak, diep, hierdie is by 'n diepte, waar God kan uitkom om iets te verander, wat ek en jy nie kan verander nie. Dit gaan ook nie net oor verandering nie, maar dat jy geweet dat God ook verlang na ons, dat God ook verlang na 'n tydjie saam met my en jou, dat ons nie net hardloop nie. Ek onthou lank gelede het iemand gepraat van hierdie tannie wat vir die dominee gesê het, sy het nie stilte tyd nie, maar sy het so mooi verhouding met die Here, dat as sy in die oggende ry, dan staan liewe Jesus daar by die hek, en hy waai vir haar, toe sê die dominee vir haar, tannie, jy moet mooi kyk, hy waai nie, hy sê jy moet stop. Stiltes kom oralste voor. As God die eerste keer vir Adam en Eva gaan soek in die tuin van Eden, dan was dit met die middag, die aandwindjie, met die opkom van die aandwindjie het God opgedaag. As Elia onder die besembos lê
en hy wil doodgaan en die stormwind kom verby en 'n aardbewing kom verby en alles en hy kry God nie in dit nie. Dan sê dit letterlik in die stilte van 'n wind het Elia weer vir God gevind. Iewerste deel van ons geloof, ja, daar's preke, ja, daar's boeke, ja, daar is YouTube en TikTok video's en Facebook en radio en al hierdie dinge, maar is daar ook iets so stilte. Daar gebeur iets in stilte wat baie keer nie kan gebeur nie. Dit is 'n dieper reis, maar dit is mos nou presies waaroor Pinkster gaan. En as ons praat oor die Heilige Gees en dit wat die Heilige Gees wil doen met ons, dan is ons met 'n dieper reis besig. Daar is iets wat ook moet verander. Dit is so. God verlang ook na 'n mens wat net 'n bietjie kan stil sit by sy voete. Wat kan tot rus te kom. Ek onthou daai tyd toe ons in die weermag was, waar die boesman so spoor gesny het dag en nag. As jy weer kyk, dan sit 'n boesman net. Hy gaan sit net, hy hardloop niks verder nie. Jy sê vir hom, vra, hoekom het hy gaan sit? Dan sê hy, sy liggaam het vir sy siel weghardloop. Hierdie goed is kosbaar, want aan die een kant maak jy iets oop vir die Here om in te kom, om iets te kom verander wat ek en jy nie kan verander nie. En dis wat met Jona ook gebeur het. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Hy kon nie verander op sy eie nie. Nie voor die Here in die diepste van sy siel ingegaan het nie. Aan die ander kant verlang die Here net om 'n tydjie saam met my en jou te spandeer. Meer as net 'n tafelgebed. En dan is daar vreugde wanneer die Here partykeer ons wen. Net hy kan. Jou verstand word rustig, jou onstuimige gemoed met al hierdie inligting, en daar is net hierdie vreugde van iemand wat kan ontspan by die voete van die Here. Oor al die eeue heen bedryf die kerk stiltes. En dit is my jammer dat dit in ons tradisie al 'n bietjie baie erg gekwyn en verdwyn het. In vandag is daar so iets dat daar 'n besorgdheid is oor ons predikante en is daar retreats. Daar is van ons maats in die teologie wat spesialiseer om predikante op plekke te vat, of dit die voete van die Drakensberge is. Daar is nou 'n pragtige plek in Wakkerstroom. Onder in die Kaap is een by 'n dorpie met die naam van Greyton. Kom vir 'n week, sit af jou selfoon en kom ontspan. Dit is asof daar so, soos hulle in Engels sê, en ek weet nou ook met die gewoel en werskaf om ons tegnologie weer reg te kry, daar is iets soos 'n reset knoppie. Die Rooms-Katolieke bedryf stiltes baie goed. Die kloosters is op pragtige plekke gebou teen berghange. Dit kyk uit met 'n mooi uitsig en dis deel van hulle spiritualiteit of hulle geestelike reis dat daar moet stiltes wees. Ons is gejaag. Ek wil iets sê oor die brein van die mens. En daar is natuurlik 'n verskil tussen 'n man se brein en 'n vrou se brein. 'n Vrou se brein is nog meer detail. So ek weet nie wie se brein ek hier het nie. Maar dit is klaar verskriklike statistieke en hoe dit werk. 86 biljoen neurone is hier binnekant. Die spoed van informasie is om en by 560 km/h. Die gedagtes wat ons genereer teen 20 watt, jy kan 'n gloeilampie inplak en hy gaan 'n 20 watt gloeilamp kan brand as gevolg van die elektrisiteit wat my en jou breine genereer. Maar ons gedagtes wissel tussen enige iets van 12.000, ek dink dis 'n man se, en 77.000, dis 'n vrou se. Dis hoe die liewe Vader ons gemaak het.
Jy word in die nag wakker, jy dink aan een ding en die volgende goed neem oor en dit neem oor. Dan sit jy en jy wil stilte tyd hou en jy het nou gehoor, jy moet nou probeer stil wees en jy gaan jou oë toemaak en jy gaan stil en dan hardloop dit. Daai een is in die hospitaal, daai een is dit, daai pyp lek, daai ding het gebeur. En dit hou net aan en aan. Dis iets verskrikliks. Nou, hoe skakel 'n mens hierdie brein af? Dit is 'n geweldige rekenaar met soveel informasie. Hoe skakel mens dit af? Dankie tog, my besige brein kom die Here ook deur. Maar ek begeer ook hierdie diepere momente en 'n nouer band met die Heilige Gees, waar ek eintlik niks hoef te verander nie. Dis eintlik ek wat 'n bietjie dieper kan groei, maar my stil word deel van die vreugde van die Here. En dit lyk vir my, ons het 'n diep vis nodig. Die verhaal van Jona begin, wat baie interessant is, sy naam beteken duif, en ons ken almal 'n duif, wetvlugduwe, wie van julle se familie of iemand het wetvlugduwe gevlieg? Dis merkwaardig, jy kan hierdie duwe onder in die Kaap los en hulle kom na 'n huis in Gauteng. Hoe werk dit? Maar 'n duif is iets wat geweldig op koers was, en het hulle in die Tweede Wêreldoorlog gebruik om geheime boodskappe af te lewer. Later het die soldate as hulle duif sien geskiet, om daai boodskappe en kodes te onderskep. Hulle duwe gebruik om diamante by die myne langs die kus uit te smokkel. Is 'n wonderlike ding. En Jona is die duif wat veronderstel is om op koers te gaan. Maar hy's 'n profeet, en nou moet julle weet, 'n profeet was hoogs gekwalifiseer. Hy was by die hoogste universiteit van die ou tyd. Hy het 'n gesag gehad, hoor, as 'n koning. En daarom kon profete ook vir konings gaan sê het, wanneer hulle droog maak. Here, so Jona is 'n eyster. Dis 'n groot ou hierdie. Hy is een van die profete, hoewel ons hom noem die klein profete, maar dis nie hoe hy bekend gestaan het nie. Hy was 'n profeet. En hy wag nou vir sy eerste beroep en gemeente, en hy hoor hy moet na Ninive toe gaan. En Ninive is waar Irak is. Daar was nie liefde tussen die Jode en die Irakese as gevolg van 'n lang bloedige geskiedenis. En Ninive, die stad, het hulle ook 'n vis gehad wat hulle aanbid het, 'n standbeeld. En natuurlik was God besorgd geweest dat die heidene een of ander tyd gesluk gaan word deur daai vis. Daar was diere, daar was kindertjies. Hier in die Ou Testament moet ons al hoor dat God ook sy visiere het op die heidense nasies. Soos toe Jesus gekom het, geen geheim daarvan gemaak dat hy die wêreld lief het en nie net die Jode nie. Maar Jona in sy vol kop met al sy teologie wat hy gestudeer het en sy wette, die Mishnah en al die ander boeke wat daar is, hou die politiek dop, weet vir wie hy moet pas op, vir wie moet hy lief hê, het vir Ninive en Irak se mense nie in sy hart nie. Dis waarheen God hom roep. Dit rym nie meer met hom nie. God kan nie verby sy kop kom nie. Nou moet ons nou weet, dat die groot probleem van Jona is sy kop. Die groot probleem van ons westerse mense het ek nou uitgespel met hierdie geweldige brein, die era van digitaal, as ons nie op die selfone is nie, as ons op die internet, dan Google ons, dan Facebook ons, dan sit ons televisie aan en dis nie net een kanaal of twee nie, dit is honderde. Dan sit van die een sport na die volgende, dan is dit 'n boek, dan is dit 'n koerant, dan luister ons die nuus. 77.000 gedagtes teen die spoed van 560 km/h. Hoe stop jy hierdie ding? Hoe sit jy hom af? En naderhand het al hierdie informasie wat daar is, en deesdae ook met die fopnuus en die kunsmatige intelligensie, weet ons ook nie eens meer wat is eg nie. So hierdie goed is geweldig by ons. En nou kom ons by Pinkster en ons praat van die Heilige Gees, maar hoe gaan die Heilige Gees by jou siel uitkom as jou brein so vol is? Want hier wys ons hoe die verhaal van Jona, die preek van Jona,
Die Bybel se hoofstukke oor Jona wys vir ons dat ons God kan veto. Goed, tot op 'n punt. Maar hier is Jona se plan. Hy gaan weg. En die Hebreëse woord yada sê hy het afgegaan. 6 keer, 6 trappe. Af. Eers af na die hawestad toe. Toe vat hy 'n boot en hy gaan af na Tarsus toe, die ryk stad met die blink goed, iewers in Spanje. Dis heeltemal die teenoorgestelde as Irak. Heeltemal in die ander rigting in. Een is oos, ander een is wes. Daar gaan hy. En op die skip gaan hy af tot onder in die pens, daar waar hulle die bagasie geberre het, en letterlik spot hierdie predikers en hierdie skrywers van Jona fyn met Jona dat hy eintlik 'n tas geword het. Die een wat wegvlug vir God word 'n tas. Daar kom 'n storm op die see. Die matrose is benoud en die enigste manier om die skip te red is om die tasse oorboord te gooi. En so beland Jona dan af van die skip af. Jona wat duif beteken, wat afkoers is nou ook af van sy wegvlugskip af. Hy sak nog af tot in die diepsee en hier kom God se gratis vervoermiddel, die diepvis. Hy het gesê, toe ek 'n kind was ek geïnteresseerd hoe hy dit oorleef het. Ek is geïnteresseerd hoe ek en jy meer 'n draai kan gaan maak in die diepvis. Jy sien, ons het soms 'n goeie krisis nodig. Ons het soms 'n goeie stilte nodig. Ons het soms 'n goeie afskakel van hierdie volbrein nodig. Want hier binne in die vis, die binnereis van Jona tot waar hy nie meer verder kon af nie, kry hy tyd om nou stil te word saam met God. Iemand het so mooi gesê, soms moet iets sterf voordat ons doodgaan. As jou brein so vol is, moet jy weet dat God na jou siel toe kan deurkom sonder daai oorvol brein. En die Engelse aanhaling wat my verskriklik beïndruk het, ek weet nie wie dit gesê het nie, maar dit sê net so, God enters through a hole in the soul. 'n Wond is 'n ding wat oop is, wat dokters partykeer moet toewerk. Maar daai wond, en is ook 'n vis se bek is oop, veral as hy groot is. Dis 'n ding waarin jy kan ingaan. Hier in hierdie gedig van Jona, en hy's nog steeds hier op my skerm, noem hy nie vis waar hy is nie. Hy is in die doderyk. En interessant dat die Hebreëse woord vir vis en doderyk is dieselfde woorde. Die doderyk is ook uitgebeeld vir baie eeue as so 'n vis wat jy kan sluk. Maar die feit dat Jona lewendig is binne in hierdie vis sê, dit is sy naby dood ervaring. Dis hier waar God nou om Jona se brein kom, daai oorvol brein, daai harde kop van hom kan kom. En die ding wat moet sterf in Jona is sy selfsug. En nou kan jy maar dink hoe selfsugtig is my en jou wêreld. Sien net ons koppe wat oorvol is nie. Maar ons is selfsugtig oor ons oorvol koppe. Niemand moet bel of aan die deur klop wanneer jy jou oorvol kop volmaak met nog televisie, nog stories, nog nuus. Ek wil nêrens gaan nie, ek wil net hier bly. Hoeveel mense gaan die bed toe met selfone, staan op met selfone, die eerste ding is 'n selfoon in jou hand. Dit is hoe dit gaan. En daarom is die diepvis ervaring 'n goeie plek om te wees. Want hier kom Jona tot bekering. Dis 3 dae doodstil. Daar's nie selfoonopvangs in die binnekant van daai diepvis se pens nie. Daar's nie ander mense wat jou klomp stories vertel en jy kan elke uur nog nuus luister en weer nie. Nee, dis net jy. Daar kom die diepvis, is die plek van isolasie waar dit net jy is en die Here. Ek beskou ook hierdie
oomblikke van stilte is vir my soos 'n spieël. En aan die ander kant van die spieël is Jesus. Dis 'n baie intieme oomblik saam met hom. En hier kan jy vir Jesus sê, wat is fout? Wat is daar nog in my mondering wat moet sterf? En wat kan verander? Ag, ek het al so baie gehoor, dis nie net die wêreld nie, maar dit is ek myself. Dis ek wat nie van myself hou nie. Dis ek wat nie myself vertrou nie. Dis goed wat uit my verlede uit saam met my gaan. En die gewoontes, goed wat ek al hoeveel keer met 'n nuwe jaar gesê het, dis my voorneme, ek gaan met hierdie goed ophou. Daar kom 'n tyd wanneer ons moeg raak. Ons raak moeg vir onsself. Ons raak moeg vir ons volkoppe. Ons raak moeg vir 'n brein wat nie kan afskakel nie. Ons raak moeg vir dieselfde verskonings. En nou is dit so dat hierdie lewe is besig om soos 'n sandglas, die sand deur daai sandglasie te val. Elke dag, elke sekonde val dit weg. En iemand sê nou die dag vir my, ek is so benoud as ek moet doodgaan. Het ek niks regtig bereik nie. Ek het dalk my doel gemis, ek het die Here gemis. Die Here kon ook eintlik niks met my reg kry nie. Is die meeste van ons nie maar soos Jona, 'n profeet op vlug. Dan moet jy iewers 'n goeie krisis ontmoet, soos Jona. En iets moet sterf voordat jy doodgaan. Maar die mooi is Jona het dit oorleef. Die vis, wat eintlik 'n verskriklike nare ding is, het die wonderlikste skip geword wat God gestuur het. 'n gratis vervoermiddel na die doel waarvoor Jona geroep is. Hier, na 3 dae en 'n gedig later wat ons uit die Bybel gehaal het, kom Jona op die strand en hy's 'n ander Jona. Daai selfe man wat 6 keer afgegaan het, weg van God af, want hy kon nie na Ninive toe gaan nie, het nou Ninive binne in sy hart. En nou is hy lief vir die mense van Ninive. Die wonderlike ding van die ontmoeting met God, is dat God eintlik dit wat ons moet doen, so maklik laat lyk. Is toe nie so moeilik nie. En ek wens ek kon deur so teologiese skool gaan soos wat Jona gegaan het, want hy het net 1 sinnetjie gehad om te preek. Hulle moet hulle vinnig bekeer, of God gaan Ninive verwoes. Dis al. Dis die kortste preek wat daar nog ooit gepreek is. En die hele stad Ninive tot bekering gekom. Agter Jona se rug wys God ook, dat hy het nie altyd ons oorvol breine nodig nie. Al wat hy nodig het, is 'n profeet met net die briefie gaan aflewer. Hy moet net daai klein dingetjie gaan doen. Maar wat God nodig het, is dat daar tussen ons, wat kerkmense is en Christene is, dat daar 'n verhouding sal kom, wat sal uitloop op gehoorsaamheid. Ons hoef nou nie almal Ninive toe te gaan nie. Maar gehoorsaamheid kan beteken dat ek dalk 'n bietjie gaan tee skink by die kerk, dat ek iets in die tuin kan mooi maak, dat ek gaan begin om aandag te gee aan die gebedsversoeke in hierdie gemeente. Dit beteken nie ons hoef almal na daai ver plekke toe te gaan nie. Maar Jona het verander. En daai verandering sê net vir my dat God geïnteresseerd is in jou en in my. Hy het ons adres weet, hy het jou adres weet. Voordat jy by Ninive is maklik. Die werk van God is partykeer makliker as wat ons dink, maar hy is geïnteresseerd in jou, en of jy 'n getroue volgeling is jy 'n gehoorsame profeet, is jy 'n getroue en 'n gehoorsame disipel en lidmaat van sy kerk. Nou,
het dit verander. En Jona het letterlik lewendig geword. En ek sluit af met hierdie aanhaling. One man alive is the glory of God. So kom God partykeer vir ons wil afsonder. Hy verlang na jou. En as daar iets is wat moet sterf voordat jy doodgaan, en jy word lewendig, maak jy jou Vader en Skepper se hart so verskriklik bly. So ek is so opgewonde hieroor, want dit lyk vir my, ons het almal maar 'n diep vis nodig. Maar soos wat ek God ken, hoef ons almal nie te wag vir 'n krisis nie. En ek weet daar is 'n klomp mense wat vertel van kanker en motorongelukke en moord en verskriklike dinge wat met hulle gebeur het. En toe hulle daar vasgepen was, letterlik soos Jona in die diep vis se pens deur 'n fisiese krisis, het hulle tot die Here geroep. Maar God's nie so wreed nie. God het eintlik met Jona gespeel. Orals agter hom het die matrose tot bekering gekom en die storm het bedaar. Hy weet nie eers daarvan nie. Toe hy binne die stad was in Nineve, het ook niemand tot bekering gekom nie. Die bekering vind plaas eers toe Jona buite die stad is, wat sê dat die werk van God se Gees en die Heilige Gees is asemrowend, nie. Dit is nie ons wat dit doen nie, maar ons moet die briefies gaan aflewer. Ons is God se hande, ons is God se voete, ons is sy mond. Dis al wat ons hoef te doen. God doen al die ander goed wat vir ons so onmoontlik lyk, maar die belangrike ding is, God wil by my jou uitkom, en ons hoef nie te wag totdat 'n vis ons sluk en totdat ons met 'n verskriklike diagnose gediagnoseer word of 'n naby doodervaring het deur 'n motorongeluk of iets nie. Die Here kan dit gebruik, maar dit is nie hoe die Here is nie. Hy is nie so wreed nie. Hy wil net hê jy moet net 'n bietjie meer van jou tyd afknyp. Ons praat oor die Heilige Gees. Kan daar oomblikke wees wat jy God beter kan beleef? My vriend en my vriendin, dan nooi ek jou uit om stil te word. Die diepvis is 'n mooi plek van stilte en afsondering. 'n Plek waar jy God kan beleef. 'n Plek waar God wat na jou verlang, jou kan beleef. En dan moet ek en jy onthou, Jona kon nooit verander het uit sy eie uit nie. Net die diepvis en die ontmoeting met God, daar het daai verandering gebring. En so is dit ook dat ons wat jare lank loop met dieselfde goed en moeg word vir dieselfde goed wat net nie wil verander nie. Diepvis toe met my en diepvis toe met jou. Daar in jou huis, steek 'n kers aan die brand. As jy sukkel om hierdie oorvol brein af te skakel, lees die Bybel, luister musiek. En as jy nog steeds sukkel, gaan op so 'n week retreat, een keer in jou lewe. En laat jy deur hierdie diep ervaring gaan en kyk of God nie iets kan verander wat jy nog nooit kon reggekry het om te verander nie. Diepvisse het 'n diep draai by God gemaak. Maar diepvisse swem anders. Hulle word almal weer duwe op koers. Dankie Jona vir hierdie wonderlike verhaal. En ek bid dat die Heilige Gees vir ons ook in ons stilte tyd gaan aanraak, dat ons God kan beleef. En dat die herlewing waarop die kerk wag en hoop, jou herlewing gaan begin by jouself. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die diepvis van Jona. En dankie vir hierdie wonderlike lesse. In hierdie gedig sê hy, ek het aan my einde gekom, ek het die fondamente van die aarde getref. Maar hier het U my ontmoet, en hy het weer lewendig geword, en daarom sê hy, ek sal 'n lof begin sing. Dis 'n ander Jona. Jona was 'n klaakous.
Hy was 'n kritikus en 'n weghardloper. Nou is hy 'n aanbidder van God en hy wil lofliedere, nie net lofliedere nie, maar ook 'n offer. Hy sê selfs wat ek beloof het, dit sal ek betaal. Dankie Here dat ons in Pinkster kan stil word met die Heilige Gees. En hoe mense ook al kan stil word, dit is moontlik. En daarom bid ek dat elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister en Sondag in die kerk was, dat ons hierdie stil momente gaan soek. Dankie dat ek weet dat U na my verlang. Dankie dat my lewendig word U vreugde is. En nou sluit ek hierdie gebed af soos ou Vader Augustinus gebid het. My hart was rusteloos totdat dit rus gevind het in U. Amen.